Ons derde Pinkster biduur. Hierdie is nie 'n erediens nie. Ons tema is die erediens, maar ons bidure is nie in hulle self eredienste nie. So ons benader dit so 'n bietjie anders. Ons onder andere ons begin anders. Ons begin die biduur met 'n gebed en ons sluit dit ook af met 'n gebed. En dan gaan daar ook geleentheid vir vrae wees na die oordenking. En ek gaan ook tydens die oordenking 'n paar skyfies vir ons wys om die gesprek mee te begelei. Maar ons begin dan nog steeds hierdie biduur, dit is steeds 'n plegtige geleentheid en daarom gaan ons dit begin met gebed en ek vra dat die broeders daarvoor staan. O Vader, ons bid nou tot U in die naam van U Seun en deur die werking van U Heilige Gees. Ons kom na U, ons vra dat U ons gedagtes sal lei, dat U ons sal help om ons eredienste beter te verstaan. Maak ons oë oop om die wonder daarvan te sien, die wonder van God drie-enig wat met ons, U bruidskerk, 'n gesprek kom voer. Help ons om U daarvoor te prys, om U daarvoor te dank, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing dan nou, Gesang 79, Psalm 79, Psalm 79 en ons sing daarvan vers 5, 6 en 9. Ons sukkel nog steeds maar met die skyfies, met die projektor. So soek hom asseblief op jou boek op of op jou selfoontoep op, dat as die projektor nou weer nie werk nie, dan gaan ons nie daarvoor hoef te stop nie. So kom ons sing Psalm 79 vers 5, 6 en 9, daarna kan u weer gaan sit. Ons dink vanaand saam oor die versoeningsdiens en dit wat ons nou net gesing het,
sluit daarbij aan. Dit is 'n psalm waar ons skuld bely en vir die Here vra om ons van ons sondes te vergewe. Dit is deel van die versoeningsdiens. So die versoeningsdiens in die erediens is 3 dele. Dit is die voorlesing van die wet, die skuldbelydenis wat ons gewoonlik sing met 'n psalm of 'n gesang, en dan is dit die genadeverkondiging of die vryspraak waar God ons van ons sondes vryspreek. Dit is hierdie 3 elemente maak saam die versoeningsdiens. En dit is gebou op een van die Ou Testamentiese offers. Hulle sal onthou, Sondag aand met die inleiding het ons daaroor gepraat dat jy 3 offers uit die Ou Testament kry. Die skuldoffer word ook die sondoffer genoem, die skuldoffer of sondoffer, dan tweedens die brandoffer en derdens die dankoffer of vredeoffer. En dat hierdie 3 offers ook in ons in 'n vervulde vorm ook in ons erediens na vore kom. Nou vanaand staan ons dan stil by die skuldoffer. Môre aand staan ons stil by die brandoffer en donderdag aand as die Here wil staan ons dan stil by die dankoffer of die vredeoffer. En ek wil vra dat ons vanaand dan blaai na Levitikus 9. Levitikus 9, dit is waaruit ons gaan lees vir die oordeenking. Hier in Levitikus 9 kry ons 'n voorbeeld waar jy hierdie offers in hierdie volgorde gebring word. So Levitikus 9 is 'n belangrike hoofstuk in Levitikus. Die eerste 10 hoofstukke van Levitikus vertel net vir die volk hoe om die offers te bring. Dit gaan alles oor die offers. Tot by Levitikus 7 is dit al die tegniese voorskrifte vir hoe moet die verskillende soorte offers gebring word, wanneer moet dit gebring word, watter diere moet dit wees, hoe moet daardie diere voorberei word, wat mag jy eet, wat mag jy nie eet nie, wat moet verbrand word, wat moet nie verbrand word nie. Al daardie voorskrifte vir die verskillende offers. En dan in Levitikus 9 word die eerste offers deur Aaron gebring. So Levitikus 9 is die inwyding van die tabernakeldiens. En dit is 'n pragtige hoofstuk om te sien, veral as ons dink aan ons eredienste, gaan dit belangrik wees om terug te kyk na 'n hoofstuk soos hierdie om te sien hoe ons eredienste die vervulling is van die tempeldiens. Die tempeldiens se offers is in Christus vervul en ons sit dit nou voort. Ons liturgie, ons erediens het nie uit die lug uitgeval nie, maar dit kom van duisende jare terug vanuit die wortels van die Ou Testament. Nou kom ons lees dan Levitikus 9 en ons lees die hele hoofstuk. Ek gaan nie die hele hoofstuk verklaar nie, ek sal na dit toe terugverwys, maar ons lees die hele hoofstuk en probeer om op te let, probeer om raak te sien die verskillende offers en in watter volgorde dit gebring word. Levitikus 9. En op die 8ste dag het Moses Aaron en sy seuns en die oudstes van Israel geroep en aan Aaron gesê: neem vir jou 'n bulkalf as sondoffer en 'n ram as brandoffer, albei sonder gebrek, en bring hulle voor die aangesig van die Here. En spreek met die kinders van Israel en sê: neem 'n bokram as sondoffer en 'n kalf en 'n lam albei 1 jaar oud sonder gebrek as brandoffer, ook 'n bul en 'n ram as dankoffer om voor die aangesig van die Here te offer en spysoffer met olie gemeng, want vandag verskyn die Here aan julle. Toe het hulle voor die tent van samekoms gebring wat Moses beveel het, en die hele vergadering het nader gekom en gaan staan voor die aangesig van die Here. En Moses het gesê: dit is die saak wat die Here julle beveel het om te doen, sodat die heerlikheid van die Here aan julle kan verskyn. En Moses het vir Aaron gesê: kom nader na die altaar en berei jou sondoffer en jou brandoffer, en doen versoening vir jou en vir die volk, en berei die offer van die volk en doen versoening vir hulle, soos die Here beveel het. Toe het Aaron na die altaar nader gekom en die sondofferkalf geslag wat vir hom bedoel was. En die seuns van Aaron het die bloed na hom gebring, en hy het sy vinger in die bloed gesteek en dit aan die horings van die altaar gestryk. Daarna het hy die oorige bloed aan die onderkant van die altaar uitgegiet. Maar die vet en die niere en die lap aan die lewer van die sondoffer het hy op die altaar aan die brand gesteek, soos die Here Moses beveel het. En die vleis en die vel het hy buitekant die laar met vuur verbrand. Toe het hy die brandoffer geslag, en die seuns van Aaron het vir hom die bloed aangegee, en hy het dit rondom teen die altaar uitgegooi. Ook het hulle vir hom die brandoffer volgens sy stukke aangegee met die kop, en hy het dit aan die brand gesteek op die altaar. En hy het die binnegoed en die pote gewas en dit aan die brand gesteek bo op die brandoffer op die altaar.
Daarna het hy die offer van die volk gebring. Hy het naamlik die sondofferbok geneem, wat vir die volk bedoel was, en het geslag, en het as sondoffer gebring soos tevore. Verder het hy die brandoffer gebring, en het berei volgens voorskrif. En hy het die spysoffer gebring, en 'n handvol daaruit geneem, en het aan die brand gesteek op die altaar, behalwe die môre brandoffer. Toe het hy die bul en die ram geslag, wat vir die volk as dankoffer bedoel was. En die seuns van Aaron het vir hom die bloed aangegee, wat hy toe rondom teen die altaar uitgegooi het. En die stukke vet van die bul en van die ram, die vetstert en die netvet en die niere en die lap aan die lewer, en hulle het die stukke vet op die borsstukke gesit, en hy het die stukke vet op die altaar aan die brand gesteek. Maar die borsstukke en die regterbout het Aaron as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg, soos Moses beveel het. Daarna het Aaron sy hande na die volk toe opgehef en hulle geseën, en hy het afgeklim nadat hy die sondoffer en brandoffer en dankoffer gebring het. Daarop het Moses en Aaron in die tent van samekoms gegaan, en toe hulle uitkom het hulle die volk geseën, en die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. Vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan, en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. Ek lees vir ons so ver met die woord van die Here. Hendrik, kan jy daar diskonnekteer asseblief, dat ek hier opsit? So om julle te herinner, hier is die 5 dele van die erediens. Mense sien hierdie 5 dele op verskeie plekke. Dit is amper soos 'n ritme wat met variasie na vore kom, omtrent elke keer wanneer God sy volk of sy bruid roep om hom te ontmoet. Dan sien mense die patroon van 5 dele. Hy roep sy kerk, dan vind daar versoening plaas, dan word sy kerk toegewy aan hom, dan is daar gemeenskap en dit eindig met hy wat die kerk in die wêreld instuur om onder sy seën te gaan leef. Nou gister het Dominee Skalk vir ons gefokus op die eerste en die laaste dele, op die roeping wat bestaan uit 3 dele en dan die wegstuur wat bestaan uit 2 dele. So julle sal dit nou ook onthou. Die roeping bestaan uit die wotum, die seën en die lofsang. Onthou ook die erediens het die karakter van 'n gesprek. So God roep ons met die wotum, hy seën ons en ons antwoord deur hom te loof. En dan die einde, dit eindig weer met ons wat 'n lofsang sing en God wat ons dan seën en ons daarmee saam wegstuur om in die wêreld te gaan leef onder sy seën. Nou, vanaand fokus ons dan op daardie deel, die versoeningsdeel. Dit bestaan ook uit 3 dele in ons liturgie. Dit is die wet, die skuldbelydenis en die vryspraak. So as jy nou altyd gewonder het, waarom op aarde lees ons elke liewe week die wet? Vanaand gaan jy hopelik 'n antwoord kry. Hopelik gaan jy vanaand soveel waardering hê dat jy gaan sê, hoekom kan ons dit nie 2 keer op 'n Sondag lees nie? Ek sal nie my asem ophou nie. Maar goed, nee, dit is ernstig bedoel. Dit is werklik 'n heerlike deel van die erediens. Dit is daar vir 'n rede, die versoeningsdiens, en dit pas in by die ritme, jy kan sê die beweging van ons erediens. Dit is alles daar vir 'n rede. So, ons gaan hierop fokus op die versoeningsdiens vanaand. En net om dit weer uit te lig, na die 3 dele, versoening, toewyding en gemeenskap, al 3 gryp terug en wys terug. Dit is gebou op Ou Testamentiese offers wat in Jesus Christus vervul is. So die eerste offer is die skuld of die sondoffer. Ons het 2 verskillende maniere hoe na hom verwys word, maar dit is in wese dieselfde offer. Die tweede in die toewyding is die brandoffer. Nou, brandoffer is dalk nie die beste manier om dit te vertaal nie. Jy kan dit vertaal eerder as 'n opvaaroffer. Dis amper die idee van 'n hemelvaart. Ek wil nou nie die woord hemelvaart gebruik nie, maar die simboliek van daardie offer is die rook wat opvaar na die hemel en so word die dier aan God toegewy. En die derde is die vrede of die dankoffer. Ons vertalings vertaal dit as dankoffer, maar die Hebreëus is 'n shalom-offer, 'n vrede-offer, en dit wys na die gemeenskap. Hier is belangrik, ons het Sondag aand gehoor, iemand het 'n vraag gevra oor die Ou Testamentiese feeste, en die vraag was, het ons nie daardie diepte verloor in ons hedendaagse eredienste nie? En die antwoord is juis nee, want ons erediens het nog steeds daardie elemente in. Ons het juis die vervulde offerstelsel van Israel kom tot sy reg in ons eredienste. Ons het hierdie 3 groot offers ook in ons eie erediens.
En dan natuurlik Levitikus 9 is nou maar die plek waarna ek heen wys. Daar's ook ander voorbeelde, maar Levitikus 9 is my baie duidelike een, waar jy kan sien dat die offers in hierdie spesifieke volgorde gebring word. Terloops, jy kan daaraan dink dat dit gaan eers, vir die van u wat teologies onderlê is, jy kan daaraan dink dat dit gaan eers oor regverdigmaking, dan heiligmaking en dan heerlikmaking. So die versoening is regverdigmaking, die toewyding is heiligmaking en die gemeenskap is heerlikmaking. Dit is ons vereniging met Christus. Goed, hier is waarop ons vanaand fokus, op die versoening wat teruggryp na die skuld of die sondoffer. Die tema wat ek maar wil oordra is dat Christus die vervulde skuldoffer vir ons eredienste is. Christus is die vervulde skuldoffer van ons erediens. Ek gaan na hierdie 3 punte kyk, ons gaan dit so uitpak in die oordenking. Eerstens gaan ons kyk na die simboliek van die Ou Testamentiese offer, skuldoffer. Tweedens gaan ons sien hoe dit in Christus vervul is. En dan derdens gaan ons bietjie meer prakties gesels oor hoe dit in ons eredienste vandag na vore kom. En ek het ook so 'n paar dinge wat ek dink ons verder oor moet dink, oor hoe ons dit dalk anders kan benader ook. Goed, so eerstens, as ons net by die Ou Testament stil staan. Die prent wat ek hier op die skerm sit is 'n prent van Yom Kippur, die Ou Testamentiese fees van die groot versoendag. 'n Baie belangrike fees in die Ou Testamentiese jaar gewees. So hierdie fees is gevier omtrent in die middel van die jaar. Dit is gevier op die 7de maand, so die middelste maand, dan was dit gevier op die 10de dag van daardie maand. Levitikus 16 gee vir ons al die voorskrifte rondom die groot versoendag. 'n Baie belangrike fees gewees in die Ou Testamentiese kalender, en vandag nog is dit 'n baie belangrike fees vir die Jode. Sommige van die ouer mense sal dalk onthou dat dit juis so 'n groot ding was tydens die 6-dagse oorlog wat Israel gevoer het, was dit juis omdat hulle op Yom Kippur, hierdie dag wat veronderstel is om so heilig te wees, het hulle aanval geloods en niemand het dit verwag nie. So is 'n belangrike feesdag, en hierdie fees, die fees op die groot versoendag, sentreer rondom die sondoffer, die skuldoffer. En so hoe die fees gevier word, is 1 keer 'n jaar. Dit is die enigste tyd wanneer iemand in die allerheiligste mag inkom. 'n baie belangrike gebeurtenis. Onthou, God se tempel het bestaan uit 3 dele, kan jy amper sê. Daar was die binnehof, en dan die binnehof is die deel wat jy al reeds by die huis van die Here is, maar jy is nog nie so diep in die heiligdom in nie. So die mense kon in die binnehof inkom, die volk kon in die binnehof inkom, as hulle die regte rituele gedoen het. Maar dan het jy die heilige gehad, die heilige deel, en net die priesters mag in die heilige inkom, en ook net op spesifieke tye en vir spesifieke gebeurtenisse. En dan agter die heilige het jy die allerheiligste gehad, die heilige van die heilige. En dit mag net betree word 1 keer 'n jaar op Yom Kippur, die groot versoendag, deur een persoon, die hoëpriester, wanneer hy baie spesifieke offers gebring het, naamlik 'n sondoffer vir sy eie sondes. En Levitikus 16 beskryf vir ons hoe alles dit daar gedoen moet word. So hulle moes 2 bokramme vat. Die een ram was geoffer vir die Here en die ander ram was in die woestyn ingestuur. En dan word dit gesê die ander ram, die tweede ram, word in die woestyn ingestuur vir Azazel. Dis 'n lekker interessante onderwerp. Azazel is waarskynlik 'n demoon gewees, 'n duiwel gewees. En daardie bok word daar ingestuur om vir die volk te wys dat God hulle ook uit die mag van die duiwel losgekoop het, uit die mag van Satan se onderdane losgekoop het. Maar goed, die bok wat aan die Here geoffer word, die hoëpriester moes sy hand op die kop van die bok sit om daarmee te simboliseer dat sy sonde op die bok gelê word, en daardie bok is dan geslag en geoffer om vir die sondes versoening te doen. En 1 keer 'n jaar mag hy dan met die bloed van daardie dier in die allerheiligste ingaan om versoening te doen vir die sondes van die hele volk. Nou goed, dit is 'n voorbeeld van die skuldoffer. Seker die mees prominente voorbeeld wat ons in die Bybel of in die Ou Testament kry.
Wat is die simboliek van die skuldoffer? Die skuldoffer het sy fondasie, dit herinner terug aan iets wat gebeur het in die tuin van Eden. Dit herinner terug aan God wat vir Adam en Eva rokke van vel gegee het. Daar is in 'n sin, dit word nie, God wat die rokke van vel maak, dit word nie 'n skuldoffer genoem nie, maar in 'n sin is dit wat daar gebeur het. God het bedek sy kinders se naaktheid, hy bedek hulle skaamte, hy bedek hulle sonde in 'n sin, maar vir dit om te gebeur moet 'n dier sterf. En daaruit maak hy die rokke van vel, sodat hulle, kyk julle ken mos die geskiedenis daar, né? Adam en Eva probeer jouself om hulle eie probleem op te los. Hulle gaan kry vyeblare en probeer om dit te gebruik om hulle naaktheid toe te maak, maar dit werk nie. Dit werk nie, want as God verskyn, dan hardloop hulle in 'n geval weg. Hulle is nog steeds skaam. En God voorsien dan vir hulle, maar wanneer hy voorsien, moet daar eers bloed vloei. Hy vat rokke wat van vel gemaak word en gee dit vir hulle om hulle naaktheid te bedek. En so daar sien jy die simboliek van die latere skuldoffer. Dit gaan oor jou sondes word bedek, jou naaktheid, jou skaamte word bedek. Dit simboliseer reiniging. Jy word skoon gemaak, jy word gereinig. Simboliseer vergifnis, jou sondes word vergewe. Ons ook die idee van 'n plaasvervanger. Dink aan die bok waarop die priester sy hand moet sit. Hy sê, my sondes gaan op hierdie bok. Die bok neem my plek in. Hy's 'n plaasvervanger vir my. Dis die tipe gedagtes wat 'n mens kry. 'n Belangrike teks vir die sondoffer of die skuldoffer is Levitikus 6 vers 6 tot 7. Dis die voorskrifte vir die skuldoffer. En daar word nou gesê, as iemand 'n spesifieke sonde gedoen het, en hy wil vir daardie sonde kom versoening doen, dan is daar al die vereistes daarvan wat moet gebeur. So en lees ons, hy moet van die kleinvee na jou skatting as boete aan die Here 'n ram sonder gebrek as skuldoffer na die priester bring. Dan moet die priester vir hom versoening doen voor die aangesig van die Here, en dit sal hom vergewe word. Enigiets wat 'n mens doen sodat hy daardeur skuldig word. Dit is die gedagte agter die skuldoffer, is vergifnis. En die tweede ding wat ons moet sien, is dat Christus dit vervul het. Christus is die vervulling van die skuldoffer uit die Ou Testament. Jy kan dadelik self hy lyne begin trek. Dink maar net, Christus dra ons sondes soos die ram op die groot versoendag. Christus neem daardie rol in. Dit is soos die priester sy hande op die ram sit, so sit ons deur die geloof ons hande op Christus, en hy vat ons skuld, hy vat ons sondes, en hy word daarvoor aan die Here geoffer. Hy sterf die dood wat ons moes sterf. Hy bedek ons sondes ook soos die rokke van vel wat God in Eden vir Adam en Eva gegee het. Hy bedek ons naaktheid, ons skaamte, en dit is mooi om al die simboliek in die Bybel raak te sien, dat Christus dan naak aan die kruis gehang het. Hy het naak aan die kruis gehang, hy het skaam gekry, sodat ons nie hoef skaam te kry, sodat ons bedek kan word, sodat ons sondes weggeneem kan word. Dis die naaktheid deur die hele Bybel is altyd 'n teken van God se oordeel. In Esegiel is dit veral prominent. Ek vergeet nou, ek dink dit is Esegiel 23. Esegiel 23 beskryf God se oordeel oor sy volk as hy gaan hulle naak maak. En die uiteinde daarvan is Christus wat aan die kruis hang, wat daardie oordeel van God ook so volkome dra, dat selfs hy daar naak aan die kruis vasgespijker word. En so word ons sondes bedek. So kan ons as ware ook rokke van vel kry. En hy koop natuurlik vir ons vergifnis as ons plaasvervanger. Dit bring ons dan by 'n paar tekste wat spesifiek gaan oor Christus wat die skuldoffer is. Dink aan Jesaja 53. Ons het met lydenstyd 'n paar weke terug baie lank by Jesaja 53 stilgestaan, julle sal onthou. Dominee Skalk het vir ons oor hierdie vers gepreek, waar Christus spesifiek 'n skuldoffer genoem word. Hoor wat sê Jesaja 53 vers 10. Maar het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n naakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Jesaja 53 werk baie met teen die agtergrond van die skuldoffer. Dit word heeltyd gepraat van Christus wat ter wille van ons oortredinge verbrysel is. Ter wille van ons sondes was God se toorn op hom. En hier word dan spesifiek genoem dat hy 'n skuldoffer is.
Ander plekke waar mense dit kan sien, Hebreërs 10, vers 10 tot 12, dit noem Christus nie spesifieke skuldoffer nie, maar dit noem hom 'n offer vir ons sondes. So hoor wat sê Hebreërs 10, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Dit is belangrik om dit ook te besef, die Ou Testamentiese offerdiens, hoor net gou mooi, die Ou Testamentiese offerdiens was nie sleg nie. Soms benader mense dit vandag en sê, ja, jy weet, daai was sleg. En dit kan maklik vir ons so oorkom, sommige van die goed wat beskryf word hier in Levitikus 9 wat ons gelees het, klink dalk grillerig. Jy hoor Aaron moes van die diere wat nou geslag is, en moes hy van die bloed vat en dit teen die altaar smeer. En ons moderne neigings om te sê, jak, is nie lekker nie. Hoekom moet hy dit doen? Wat is daar aan die gang? Dit klink dalk vir ons soos, jy weet, daar was 'n slegte idee, in die Nuwe Testament het God nou 'n nuwe idee gekry en hy het 'n beter idee gekry. En nou hoef ons gelukkig nie meer daarmee te doen te hê nie. Dit was nie sleg gewees nie. Dit was goed gewees, maar dit het na 'n vervulling verlang. Dit het heen gewys na iets, dit het heen gewys na iemand. Al daardie offers was nie goed genoeg nie, en dit is die logika van Hebreërs 10. Hebreërs 10 sê, as dit goed genoeg was, waarom moes dit herhaal word? Ek het een keer in 'n ensemble gespeel, in 'n musiekorkes, 'n klein groep musikante, en die dirigent het geweier om enigsins meer, ek weet nie, julle weet mos, jy kan as jy na 'n konsert toe gaan, dan kan jy jou hande klap en dan het hy sê, encore, speel nog iets. En die dirigent het geweier om dit te doen. Hy het altyd gesê, as ons goed genoeg gespeel het, dan gaan ons nie nog speel nie. Dis 'n soortgelyke logika wat hier gebruik word. As die offer goed genoeg was, waarom moet dit herhaal word? Waarom moes daar weer en weer en weer offers gebring word in die Ou Testamentiese tempeldiens? Nou Hebreërs sê, Christus is net eenmaal geoffer en daarom is hy die vervulling van al daardie offers wat na hom verlang het, wat nooit volmaak kon wees in hulle self nie, maar wat na hom heen gewys het en in hom op die ou end vervul is. En so hier sien jy dieselfde ding. Hy is die vervulling van die offers wat vir ons sondes moes versoening doen. In Openbaring 5 vers 9, wat ons nou ook by stilgestaan het tydens Hemelvaart, daar sing die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens in die hemel, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. Selfde gedagte, die gedagte van skuldversoening deur Christus se bloed. Hy is die lam wat geslag is vir ons sondes. Goed, dan die derde punt gaan oor hoe dit nou lyk in ons eredienste. Wanneer mense die woord vervulling hoor, jy hoor Christus is die vervulling van die Ou Testament, of hy is die vervulling van die Ou Testamentiese skuldoffer. Ons het 2 maniere hoe mense daaraan dink. Wat beteken vervulling? Iemand kan dink, dit is asof die Ou Testamentiese offerdiens was 'n glas en Christus het gekom en dit met 'n hamer stukkend geslaan. Dis weg, dis vernietig. Dis nie wat vervulling beteken nie. Vervulling is eerder, die Ou Testamentiese offerdiens was 'n glas en Christus het dit vol water kom maak sodat dit oorloop. Hy het die betekenis, die ware betekenis wat dit gehad het, het hy kom vervul. Hy het die ware doel wat dit gehad het, tot sy reg laat kom. Die glas was nie daar om gebreek te word nie, die glas was daar om volgemaak te word. En dan wat ons nou mee te doen het, is ons het nou daardie vol glas. Dis nie meer dieselfde as wat Israel gehad het nie. Hulle het 'n leë glas gehad. 'n Leë glas is goed. 'n Leë glas gaan jou in die toekoms help om water te drink. Jy weet, jy kan die glas vol maak ten minste. Maar 'n vol glas is baie beter. En dit is wat ons het. Ons het 'n vol glas. En daarom, wanneer ons nou by ons erediens, by ons aanbidding van God, by ons liturgie kom, dan is daar nog steeds iets van die Ou Testamentiese offerdiens wat oorgebly het, alhoewel ons glad nie die offers meer bring nie. So dit bring ons dan by hoe dit lyk vir ons om die vervulde skuldoffer in ons erediens na vore te bring. Dit is baie belangrik om te sê, ons offer nie Christus weer en weer elke Sondag nie. Baie belangrik. Hebreërs sê, eenmaal
Christus is eenmaal geoffer, en as ons sou sê, nee, elke Sondag bring ons weer 'n keer die offer, soos daar is sommige tradisies wat dit wel so sien. Christus word weer en weer geoffer, elke Sondag. As ons dit sou doen, dan sou ons gesê het, sy offer is nie goed genoeg nie. Dis nie volkome nie. Dis nie afgerond nie, maar dit moet weer en weer en weer en weer en weer gedoen word. Die vraag is, wanneer gaan daar dan nou eintlik versoening vir ons sondes wees? So hy word nie weer en weer geoffer nie, maar die beginsel daarachter word wel herhaal in ons erediens, in die versoeningsdiens. Wat is die beginsel? Die beginsel is dat in die gesprek wat God met ons voer, word ons skuld bely en hy spreek ons vry, op grond van die offer wat net een keer gebring is. So, hier is hoe dit prakties lyk dan in die erediens. Die erediens begin met die wotum, daarna seën God ons antwoord deur die loflied te sing, en dan na dit, na God se roeping, dan praat God weer, en hy praat wanneer ons die wet lees. Julle weet mos, ons lees die wet. Watter gedeeltes lees ons? Gewoonlik is dit iets soos Exodus 20, Deuteronomium 5, die 10 gebooie, of soms Matteus 22, die 2 gebooie, of daar is 'n paar ander gedeeltes waaruit ons ook van tyd tot tyd lees. God gee vir ons sy wet. Waarom gee hy vir ons sy wet? Hy gee vir ons sy wet nie net sodat ons moet weet hoe om te lewe nie, maar ook sodat ons weet dat ons nie so lewe nie. Galasiërs, Paulus praat in Galasiërs van die wet as 'n tugmeester na Christus. Dink daaraan, die wet is soos die meneer by die skool wat vir 'n kind pak slaag gee om op die regte pad te bring. Dit is wat die wet van die Here het daardie doel met ons ook in die erediens om ons na Christus toe te dryf, om ons op ons sondes te wys sodat ons kan sien hoe nodig ons hom het. En dan antwoord ons, onthou die erediens is 'n gesprek, ons antwoord op die wet van die Here deur ons skuld te bely. En ons doen dit gewoonlik deur iets te sing. Ons sing Psalm 130, uit diep van donker nagte, of soms dan sal ons ons gaan nie iets sing nie, dit sal ook soms gebeur dat ons iets lees. So, dit was 'n paar maande terug toe, het ons dit so gedoen waar ons uit Psalm 51 gelees het, as skuldbelydenis, die Psalm waar Dawid sy skuld bely, na sy sonde met Batsheba. So jy kan dit ook so doen, maar die punt daar is, dis nou die gemeente wat kans het om te praat, en die gemeente bely haar skuld in antwoord op die wet van die Here. En dan sê God weer, hy praat weer, wat doen hy dan? Hy spreek ons vry. Gewoonlik is dit 2 dele, daar's die formule, iets soos die woord van God verkondig in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, vergifnis en versoening, en dan is daar ook die oordeeldeel wat daar herhaal word, die retensie, en dan het ons ook 'n deel wat ons gewoonlik lees, 'n Bybelgedeelte, 1 Johannes 1 of iets soortgelyks. Maar dit is hoe dit prakties lyk. Hierdie is wat oorgebly het van die beginsel van die skuldoffer in ons erediens. Is hierdie deel van die gesprek. God gee vir ons sy wet, ons bely ons skuld en hy spreek ons vry. Nou goed, ek wil nou nie net hier die hele tyd staan en praat oor onderwerpe wat vir my geweldig interesseer, maar wat vir almal van u irrelevant klink nie. As mens dit prakties maak, hoe kan jy self daaraan deelneem? Hoe kan jy jou eie deelname daarin verbeter? Iets wat ek dink belangrik is, wat baie behulpsaam kan wees, is as jy voor die erediens gaan 'n bietjie stil word en gaan dink, watter spesifieke sondes is daar wat jy vandag voor die Here wil bring, wat jy voor die Here wil neerlê. Jy weet, dis daar die deelnemende aspek van die erediens. Moenie net hier sit en laat dit nou maar soos water op 'n een se rug wees wat net afloop, maar nooit ingang vind nie. Gaan sit voor die tyd, doen daar die moeite en sê vir jouself, watter spesifieke sondes het ek hierdie week gedoen wat ek hier voor die Here wil bely. Dis bevrydend as jy hierdie goed wat jou pla, dit pla jou gewete, jy lê dit voor die Here neer, jy hou dit nie terug nie, jy ontbloot jouself en dan mag jy hoor dat God vir jou sê, dit is vergewe. Ja, dit is bevrydend. So dit is een ding. 'n praktiese ding, 'n mens moet dit amper nie eers nodig hê om dit te sê nie, maar ongelukkig moet ons dit sê. Moenie in jou gesangboek rondplaai dan wanneer die genadeverkondiging plaasvind nie, as die vryspraak plaasvind. Dis God wat nou met jou praat. En hy sê vir jou so 'n kosbare ding. God sê vir jou deur sy woord, jou sondes is vergewe. Wat is meer belangrik as dit? Wees laat vir die volgende lied. Jy kan maar laat wees vir die volgende lied, dit is reg. Let op, kyk wat daar gebeur. Jou God praat met jou. En hy sê, daardie sondes is alles ter wille van Jesus Christus vergewe. En dan,
wat ook 'n belangrike ding is om jouself in die week te herinner aan die vryspraak. Dit is nie sommer net dooie woorde, die vryspraak wat in die erediens plaasvind nie. God wat sê, jou sondes is vergewe, dit beteken iets. En deur die week dan begin daar weer sondes wat jy 5 jaar, 10 jaar terug gedoen het, dit begin jou pla en jy wonder hieroor. Herinner jouself daaraan, ek het afgelope Sondag in die kerk gestaan en die Here het vir my uit sy woord gesê, dit is vergewe. Dit het geen plek meer nie. Martin Luther het ons daardie bekende ding gesê. Hy het gesê, so as die duiwel na jou toe kom en vir jou sê dat jy die dood en die hel verdien, sê vir hom dit. Ek weet ek verdien die dood en die hel, wat daarvan? Want ek ken die een wat vir my gesterf het en vir my sondes betaal het en waar hy is, daar sal ek ook wees. Dit is die genadeverkondiging, om vir die duiwel te kan sê, wat daarvan? God het my sondes vergewe. En 'n paar vrae om oor na te dink. 'n Mens moet dink oor jou liggaamshouding. Wat ons baie mooi het hier in ons kerk is, dat ons, wanneer ons skuld bely, dan sit ons gewoonlik, en dit is nie dat jy sit nie, maar ons sit ook met gebuigde hoofde, ons, die houding wat ons inneem is een van verootmoediging. Ons kom nie na die Here toe en dit gaan baie oor mense se liggaamshouding. Ek het een keer, was ek op 'n kamp gewees, waar 'n klomp jong mense was by die kamp, en die predikant wat die kamp aangebied het een van die jong mense op 'n stadium kwaai aangespreek, want die ouetjie sit so agteroor in sy stoel, terwyl die dominee besig is om te praat oor ons sondes. Die dominee raas toe met hom, en ek dink dit was goed geweest, want jy weet, jou liggaamshouding sê iets van jou hartsingesteldheid teenoor die Here. En dit is ook belangrik wanneer ons skuld bely. Hoe doen jy dit? Ek dink ons moet onsself afvra, sonder om wettisisties daaroor te wees, maar is daar 'n plek daarvoor dat mense dit van tyd tot tyd ook doen deur te kniel? Dit is nogal mooi vir my om te sien in die Bybel, hier juis in Levitikus 9 wat ons gelees het, nadat die offers dan gebring is, kom die Here en hy daal neer en trek in die tabernakel in. Hy trek in die tabernakel, hy het reeds in Exodus 40 in die tabernakel ingetrek, maar daar kom 4 van die Here, kom uit die hemel en steek die offer aan die brand. En die volk se reaksie is om te juig en op hulle aangesig te val. Hulle val letterlik op die grond neer in verootmoediging voor die Here. En dan nog 'n ander gedeelte wat mooi is Efesiërs 3 vers 14, waar die apostel Paulus sê, ek kniel voor die Vader. Daar praat hy van sy gebede. Dis iets wat ons aan kan dink ek. Nog 'n aspek, is 'n vraag wat julle maar oor kan dink, ek dink jy is reg of verkeerd noodwendig nie, maar moet jy opkyk of afkyk tydens die vryspraak? Die vryspraak is daai genadeverkondiging. Ek dink nogal, dit is 'n punt waar jy moet opkyk. Jy moet kyk na wat die Here vir jou sê. Ons het nou ons skuld bely, nou kyk jy na God. Jy kyk na sy woord, jy kyk op om te hoor wat God vir jou gaan sê, dat hy jou vryspreek van die sondes. En dan die laaste ene is net, wat gaan jy vir iemand antwoord as iemand nou vir jou kom sê dat die kerk die offers van die Ou Testament ignoreer? My hoop is dat u al kan begin om te sien dat ons dit hoegenaamd nie ignoreer nie. Inteendeel dat ons juis hierdie offers wat hulle ware betekenis in Christus gevind het, steeds tot hul reg laat kom in ons weeklikse aanbidding. Dit is dan alles van my kant af. Ons gaan nou geleentheid gee vir 'n paar vrae. Hendrey, sal jy weer die mikrofoon hier vat? So steek asseblief u hand op as u vrae het. Dan kan ons daaroor gesels. Dan daarna sal ek vir ons geleentheid gee vir stil gebed. Goeienaand. Ek het nou 'n vraag oor spesifiek hoe hulle die offers doen. Mag hulle die offers apart gedoen het, soos skuldoffers nou hierdie dag, want jy het nou van jou buurman se land gevat en dan 'n week later 'n dankoffer bring, want hy het nou jou vergewe daarvoor. Ja. So, dis 'n goeie vraag. Verstaan almal die vraag? Die vraag is, jy het nou al die verskillende offers
kom ons sê het jy die 3 basiese offers, die skuldoffer, die brandoffer en die vredeoffer. Die vraag is, die volk, moes hulle altyd al 3 offers gebring het, of was daar geleenthede waar hulle slegs een van die offers gebring het? En die antwoord is ja, daar was geleenthede gewees waar hulle net een gebring het. Byvoorbeeld juist die voorskrifte vir die skuldoffer gaan oor 'n baie spesifieke situasie baie keer. Dus as jy sonde gedoen het wat jy moet bely, dan het jy die skuldoffer na die Here toe gebring. En dan van die ander offers soos die brandoffer moes daagliks in die tempel gebring geword het. Daar was spesifieke geleenthede waar jy dan net een van hierdie offers, of dit nou die skuldoffer of die brandoffer of die vredeoffer was. Daar was baie geleenthede waar jy net een spesifieke offer of 2 offers of ander kombinasie van offers gebring het. So die punt is nie elke liewe keer moes jy al 3 gebring het nie, maar die punt is dat jy 3 offers het wat lyk asof hulle uitstaan. Byvoorbeeld nou in Levitikus 9 word daar ook gepraat van die spysoffer. Maar jy kan agterkom die spysoffer word so ingevoeg by die brandoffer. Hy word so saam verreken by die brandoffer. En so elkeen van hierdie offers het so 'n paar variasies en ander name, maar jy kan heeltyd die lyne terugtrek en terugkom na hierdie 3 verskillende offers. So wanneer daar's 'n paar belangrike plekke. Hierdie is een van hulle. Die ander een is wanneer Hiskia in, ek dink dit is 2 Kronieke 29, wanneer hy die tempel reinig, dan bring hy ook hierdie 3 offers in hierdie volgorde. Eers die skuldoffer, dan die brandoffer en dan die vredeoffer. En dit is die patroon wat ons sien. Dominee, ek wil net hoor, Dominee het genoem dat ons moet voorberei vir die erediens, vir die belydenis van jou sondes, maar ons is ook geleer om dit daagliks te doen. Daagliks jou sonde te bely, vergifnis te vra en dan vaar dat jy wel vergewe is daarvoor. Ja. So as jy dit nou gedoen het deur die week, daagliks, wat doen jy die Sondag? Daar's altyd sonde van versuim, ons weet dit. En jy vra altyd, jy vra vir vergifnis vir daai sondes ook, maar is daar 'n verskil? Dit is 'n goeie vraag. So, as jy jou sondes voor die Here bely, dan weet jy God vergewe dit, en jy hoef dit nie weer te bely nie, God het dit vergewe, en vergewe is vergewe. Maar wat jy's reg ook daaroor, dat soos 'n mens nadink, gaan jy ander goed sien, jy gaan sien, al was dit iets kleins, jy weet, voor die Here is enige sondes is iets wat bely moet word. En so, ek praat meer van 'n spesifiek op 'n Sondag. Op 'n Sondagoggend, jy kom na die kerk toe, dalk is jy besig om aan te trek die oggend jouself reg te kry, want jy wil netjies lyk by die kerk. En dink ook aan, jy moet geestelik regmaak vir die erediens. En dan op daardie dag kan jy dink, wat is daar wat ek nou nog nie bely het nie? Watter sondes is daar? En 'n mens gaan baie keer aan dinge dink, want ons is veronderstel om ons sondes te bely sodra ons dit doen. Maar dit gebeur maar baie kere dat jy deur die week is so besig en jy is so gejaag deur alles, jy vergeet van dit. Nou kom jy op 'n Sondag en dan is dit juist 'n geleentheid om daaraan te dink, en dan vat jy daardie sondes na die huis van die Here om voor hom te bely. Nog vrae? Goed. Ek gaan dan vir ons geleentheid gee vir stil gebed, omtrent 2 minute, en daarna sal ek vir ons, ek sal daarna ook vir ons bid, en dan gaan ons daarna nog 'n lied sing. So stil gebed, dan gaan ek die gebed vir ons afsluit, en daarna sal ek dan die lied aankondig.
Hemelse Vader, ons nader nou tot U in die naam van Jesus Christus en deur die werking van die Heilige Gees. Ons gebed, o Vader, is dat U ons van al ons sondes sal vergewe. Die sondes waarvan ons weet, en ook die sondes waarvan ons nie weet nie. Jesus is eenmaal geoffer, want hy is die volmaakte offer. Hy skiet in geen opsig tekort nie. Hy kan al ons sondes betaal en deur die geloof weet ons, hy het al ons sondes betaal. Help ons om dit te besef, week na week, wanneer U ons daaraan herinner in die erediens. Hoe wonderlik is dit nie dat U week na week kom om U bruid aan U oneindige liefde vir haar te herinner nie. U kom om U verbond weer te bevestig. U kom om U verbond te vernuwe. U kom om ons daaraan te herinner dat al ons sondes vergewe is. Ag, lei ons tog, o Here. Lei ons om waardering daarvoor te hê, om deel te neem aan die erediens, ook deel te neem aan die versoeningsdiens. Dat ons week na week van die laste wat op ons druk bevry mag word. Dat ons week na week uit die erediens kan stap in die wêreld in, as mense wat skoon gewas is in die bloed van die lam. Lei ons ook deur U Gees. Ons gedenk in hierdie tyd die werking van die Heilige Gees. Ons weet, U Gees werk in ons, ook tydens die erediens. U leer ons deur Jesus dat ware aanbidders U aanbid, o Vader, in gees en in waarheid. Ons bid daarvoor. Ons bid dat U ons gemeente sal help, dat ons aanbidding van U geesvervulde aanbidding sal wees. En ons kan dit net bid, want Christus het vir ons gesterf, en hy het daarna sy gees uitgestort, sodat ons deur hom vervul mag word. En daarom bid ons dit in die naam van Jesus en deur die werking van die Heilige Gees. Amen.